Welkom en dankie dat jy by my aansluit vir Taxbreek. Hier is 'n potgooi oor Suid-Afrikaanse belasting vir Suid-Afrikaanse belastingkundiges en praktisyns. My naam is Pieter van der Swan en in elke episode gesels ek oor 'n aspek of 'n onlangse ontwikkeling in Suid-Afrikaanse belasting. En ek doen dit in Afrikaans. Ek probeer verder ook elke episode kort genoeg hou dat jy daarna kan luister wanneer ook al jy 'n geleentheid kry om 'n paar minute daarop te spandeer. In hierdie episode gesels ek oor 'n saak wat handel met die inkomstebelastinghantering van wat in Engels genoem word raising fees. So met ander woorde eintlik die kostes wat 'n mens sal aangaan om 'n lening aan te gaan. Ek het probeer dink oor wat sal die mooi Afrikaanse woord wees vir raising fees, maar by gebrek aan 'n beter woord, kom ons noem dit nou maar die oorspronklike reëlingskostes van so 'n lening. En ons kyk spesifiek na die uitgawekant, so met ander woorde dit wat die persoon wat die geld leen sal aangaan. Die hofsaak waarna ek kyk is dis 'n belastinghofsaak. So die naam van die belastingpligtige verskyn nog nie op die uitspraak nie, so die uitspraak verwys slegs na Taxpayer Trust en hierdie belastingpligtige het ek gaan dit net om het maklik te maak om te luister, sommer maar net raising fees noem, het raising fees aangegaan om skuld te kry wat gebruik is vir eiendomsontwikkeling. Wat baie belangrik is hierdie fooie is aangegaan na 2018 en jy sal net nou sien hoekom hierdie datum van belang is. Die fooie wat aangegaan is 'n fooi gewees van 2% van die leningskapitaal. Dit was betaalbaar voordat die belastingbetaler trekkings op die lening kon gemaak het en dis betaal aan 'n agent wat die lening gereël het. Die belastingbetaler het dan hierdie fooie onder artikel 24J gaan aftrek. Nou, ek dink op hierdie punt kan ons dalk net so 'n bietjie stil staan en gesels oor die wetgewing self. So artikel 24J is die bepaling in die inkomstebelastingwet wat oor rente gaan. Spesifiek 24J2 handel oor die aftrekbaarheid van rente wat aangegaan word. So 24J2 het twee vereistes. Die rente moet aangegaan word vir doeleindes van die belastingbetaler se bedryf en in die voortbrenging van inkomste, daar's nie 'n kapitaalvereiste soos 11A nie. En as daai vereistes aan voldoen word, dan kan jy die rente aftrek op die basis uiteengesit in artikel 24J. Wat belangrik daar is, die definisie, die term rente word in artikel 24J beskryf as rente of soortgelyke finansieringskostes. SARS aan die ander kant het dan geredeneer dat hierdie raising fees is nie soortgelyke finansieringskostes nie, daarom val dit nie binne artikel 24J se omvang, en SARS het teruggeval op artikel 11A om te sê, maar as jy dit wil aftrek, dan is dit waar jy die aftrekking moet kry. En in daai geval beskou ons die kostes as kapitaal van aard. Mense sal aanneem omdat die projek wat befonds is dan nou van 'n kapitale aard is. So soos jy kan sien, dis nogal 'n groot verskil in die uitkoms of jy artikel 24J of artikel 11A gaan toepas. Nou as mens dalk net 'n bietjie na die konteks en die geskiedenis gaan kyk. In 2011 was daar 'n saak, die South African Custodial Services saak, waar onder andere artikel 11BA oorweeg is. En daai artikel het gehandel met rente, insluitend verwante finansieringskostes. En die regter het in daai geval, in daai saak, bepaal dat onder andere raising fees wel verwante finansieringskostes was as gevolg van hulle die nabye verhouding tot aan die om die lenings te kry. So in Engels die closeness van die connection tussen hierdie lenings en die kostes wat aangegaan is. Nou artikel 24J het voorheen dieselfde bewoording gehad. Hy het gepraat van verwante finansieringskostes en daar was 'n belastinghofsaak wat in 2022 hierna gekyk het in die konteks van artikel 24J se bewoording voor die wysigings en dieselfde bevind het, dieselfde interpretasie gehad het as die Custodial Services saak. Nou, belangrik
soos jy reeds kon aflei, artikel 24J is toe gewysig in 2016 en dit verwys nie meer na verwante finansieringskoste nie, dit verwys nou ook na soortgelyke finansieringskostes. So wat die Hof in hierdie Taxpayer Trust saak dan nou eintlik mee gehandel het, was om te gaan bepaal, is raising fees 'n soortgelyke finansieringskoste aan rente of nie. Nou daar's 'n hele klompie goed wat die regter oorweeg het om tot by 'n gevolgtrekking te kom. Die eerste ding was om te sê maar die konsep van rente of soortgelyke finansieringskostes dui waarskynlik die feit dat daar 'n of tussen hierdie terme is, dui daarop dat dit alternatiewe is. Dit kan nie dieselfde ding wees wat beoog word. Die woordeboek definisie van finansieringskostes is wyd genoeg om transaksiekostes in te sluit. So die kwessie het eintlik daaroor gehandel oor die vraag oor die soortgelyke aard van hierdie kostes. Wat die regter toe gedoen het was om regspraak nie in 'n belastingkonteks, maar daar was regspraak in 'n ander konteks wat aangedui het dat as daar 'n resemblance is, soos wat die regspraak in Engels sê, 'n ooreenkoms is ten opsigte van sekere relevante aspekte, dan kan jy sê iets is soortgelyk. So die regter se redenasie of die hof se redenasie het op die einde daarop gegaan om te gaan sê, maar is die soortgelyke aspekte, is dit relevant tussen rente en raising fees, om te sê maar hulle is relevant genoeg in die konteks van artikel 24J, en dan aan die ander kant ook om te sê, maar waar daar verskille is daai verskille relevant om te sê hulle is dalk nie meer soortgelyk nie. So SARS het geredeneer dat om soortgelyk te wees, moet hierdie raising fees of hierdie kostes waarna ons kyk, al die gemeene reg eienskappe van rente hê. So met ander woorde betaal word vir die gebruik van geld. Die regter het wel egter aangedui dat SARS besig is om die term selfde en soortgelyk, so in Engels same or similar, met mekaar te vermeng. So daar's 'n paar faktore of 'n paar aspekte wat uitgewys is as verskille, die feit dat die fooi vooraf betaalbaar is, die feit dat dit 'n voorwaarde was om te kan trek op die lening, die gebrek aan 'n verwysing na die tydwaarde van geld en dat hierdie 'n fooi was om die lening te reël eerder as om die geld te gebruik. En die hof se gevolgtrekking hier is dat al hierdie verskille was nie relevante verskille nie. Die hof het bepaal dat as dit nie vir hierdie koste was daar nie 'n lening nie en dit is, soos hulle in Engels sê, part and parcel van die vergoeding vir die lening. Miskien iets interessants, die hof het nie oorweeg wat die hof nie oorweeg het nie, en dit is die verduidelikende memorandum wat die Nasionale Tesourie uitgereik het in 2016 toe die definisie verander het. En al wat daai verduidelikende memorandum eintlik maar sê, ek gaan sommer die Engels lees, the word related was replaced with the word similar to clarify the policy position that this applies to finance charges of the same kind or nature. So ek dink wat nogal moontlik verwarrend hier kan wees is dat die tesourie se verduideliking praat van same, wat eintlik dieselfde is, nie soortgelyk nie. Terwyl die regter het duidelik in die uitsprake 'n onderskeid gaan maak tussen same en similar. So, waar los het ons? Ek dink ter afsluiting kan ons sê ons het 'n hofsaak wat handel met die interpretasie van die term similar finance charges. Alhoewel dit is net 'n belastinghofsaak, so dit kan heel moontlik nog steeds op appel gaan. So hierdie is iets om dop te hou, 'n area van ontwikkeling om dop te hou as jy of jou kliënte hierdeur geraak word. Ek verwag daar mag dalk nog 'n paar goed gebeur. Dis dit vir vandag se episode. As jy enige opmerkings, vrae, voorstelle vir nuwe episodes het, stuur gerus vir my 'n e-pos. My e-posadres is in die notas tot die episode. As jy van die potgooi hou, gaan teken asseblief aan op jou gunsteling potgooi platform en vertel al jou vriende en kollegas daarvan. Maar net soos altyd om te herinner, hierdie potgooi is nie belastingadvies, dit is slegs vir inligtingsdoeleindes. Tot volgende keer, totsiens.